Goeiedag en welkom by AMT se ekonomiese oorsig, moontlik gemaak deur FFG. Ek en Waldo gesels die week oor die jaar wat was en wat se groot gebeure ons ekonomie beïnvloed het hierdie jaar. Dan gesels ek en Daan verder oor klimaatsverandering en wat jy as boer kan doen om jou versekeringskostes en risiko's af te bestuur. Als in hierdie week se episode wat met trots aan jou gebring word deur FFG. Soos beloof gesels ons hierdie week weer met Prof Waldo Kriegel. Ons kyk bietjie na internasionale faktore en die jaar wat was, 2025 wat nou amper verby is en 'n baie deurmekaar jaar eintlik as ons dit nou moet opsom. Baie welkom Waldo. Dankie Johnny. Ja Waldo, 2025 was nogal 'n deurmekaar jaar. Ons het tariewe gesien. Ek dink Trump wat nogal seker die grootste doring in almal se vlees was. En dan het ons gesien baie olie geproduseer was, lae ekonomiese groei wat vraag bietjie negatief beïnvloed het. Maar wat sal jy 2025 opsom, as jy bietjie gaan uit vir ons 'n paar highlights van die jaar vir ons stewe? Johnny, daai is al groot is. Ek nou terugdink waar ons begin het hier in Februarie, einde Januarie, Februarie, met daai aanvanklike rondes van tariewe, toe die wederkerige Liberation Day tariewe, dit aan die een kant, dan ek dink die olieprys eintlik maar redelik gedemp hierdie jaar en ons het nie baie aksie daar gesien. Is dit maar die ekonomiese groei wat hom redelik gedemp het? Dis maar ja, wêreldwyd is die vraag laer gewees en Trump se drill baby drill wat hy natuurlik. Ja, dit is so baie gedrill nie, maar Amerika is in elk geval so groot olieprodusent. Dit was nie regtig nodig om nog kapasiteit by te sit nie. Goud is natuurlik een van die ander elemente van die jaar wat geloop het. Ja. En dan tegnologie, spesifiek eintlik kunsmatige intelligensie, die AI-maatskappye of die sogenaamde Magnificent Seven. En ja, ek dink samevattend 'n storie van die regte ekonomie so, die markte ongelooflik. En daai verskil dink ek is die storie van 2025. So hierdie ekonomiese groei, die amper die fundamentele faktore wat nie noodwendig gedryf was nie, maar is dit nie 'n bietjie gevaartekens dat hierdie markte, is daar nie 'n bubble? Is dit nie 'n AI-bubble wat op pad is? Dat die ding iewers gaan moet drasties afkom nie. Dis een van, ek dink, die mees bespreekte goed op die internet is. Ja. Is daar 'n bubble of nie ensovoorts? Ek dink as dit hierdie bespreking is daar 'n bubble of nie. Ons dit nie wildsbedryf ook laat dit sien. En dan kom pryse gewoonlik af. Dan is dit gewoonlik een, maar dit is seker nou klaar. As jy vra of is dit 'n bubble, dan is dit 'n bubble. Ja. Ek dink die argument oor hoekom dit nie 'n bubble is, kom ons sê so, is prys-verdienste verhouding op hierdie aandele is baie hoog, soos nou die Nvidia's byvoorbeeld. Maar dan bygesê, die groot maatskappye wat kwai bestee hierop, doen dit hoofsaaklik uit hulle inkomste uit. Ja. So hulle is nie besig om groot skuld te maak om te belê in hierdie groot datasentrums en die kragopwekking wat nodig is vir hierdie datasentrums en so voort. So dis nogal 'n relatiewe goeie posisie om in te wees, hoewel hulle aandelepryse deur die dak hoog is. Ja. Dan saam met dit kom is daar die argument om te maak in die dae van die dot-com bubble. Die jong mense sal nou nie vir daai onthou nie, maar toe elke ding was .com gewees. Ouens het nog nie eens besluit wat gaan hierdie besigheid doen nie, maar hy het hulle webwerf gehad. Ja. Miskien is die AI-era effens anders, jy weet, dat die toepassing van die tegnologie is effens duideliker en is reeds aan die gang. En daar's reeds 'n inkomste wat eintlik daar's 'n inkomste daar uit en die gebruike neem net verder toe. Miskien is dit 'n verskil tussen daardie twee. Ek dink die eienskap van 'n krisis, wat 'n bubble geassosieerde krisis is 'n bietjie paniek. Ja. Jy weet, dit het ons nog nie gesien nie. Maar daar's baie ouens wat vra, maar daar's nie daai gevoel in die lug van ons is hier op die rand van 'n afgrond, ons moet nou versigtig. Miskien as 'n snaakse storie op die kant, ek dink sy naam is dit Michael Burry, die ou van die Big Short, wat nou aanvanklik die Amerikaanse subprima leningskrisis kort verkoop het. Daar was nou groot gerugte dat hy is nou besig om die AI-bubble kort te verkoop. En hy het 'n week en 'n half terug het hy sy fonds gesluit. Met 'n kort nota om te sê die mark beweeg toe nie soos wat hy gedink het nie. Wow.
Die ou uitdrukking is, die mark kan vir langer irrasioneel bly as wat jy likied kan bly. Hy het dit dalk uitgevind. Ja. So dis ook so 'n bietjie van 'n teken. Dalk is dit 'n bubble, maar ons is nog nie by sy bopunt nie. Sjoe, ja, dit is baie interessant, maar ons praat hierdie is nou die markte wat baie goed gefunksioneer het en ek dink is meestal AI gedrewe gewees wat 'n groot deel daarvan. As mense weet die tipe van kleinhandel aandele, die finansiële aandele, daai ouens, moet hulle dit sleg gedoen nie, maar die groei is gedryf deur die eintlik maar die tech komponente in die FSA en Suid-Afrika ken Naspers, maar natuurlik die goudmyne was die storie hier gewees. Ja, maar dis eintlik waar ek wil kom met die fundamentele ekonomiese groei van hierdie ouens wat bietjie bekommerd is oor staatsskulde, daai tipe goed wat skerp op is. En toe het ons Amerika se die dollar wat bietjie minder as 'n safe haven geag was met al hierdie konflik en al hierdie onsekerheid rondom die dollar wat toe ek dink is nie net die swakker dollar wat die goud te prys gedryf het nie. Ek dink daar's ander faktore ook. Ja. Nee, verseker Johnny, ek dink dit het eintlik maar op begin met Rusland se inval in Oekraïne, toe die Amerikaners begin sanksies toepas wat die Russe uitsluit van die finansiële stelsel. Dat hulle besef maar dit maak nie vir hulle sin om nog dollars te hou in hulle reserves nie. Hulle moet diversifiseer. Hulle probeer goud, maar hulle is homself 'n goudprodusent, so hulle goudreserves het verhoog. Die Chinese het goud gekoop, ander sentrale banke oor die wêreld het bietjie weggeskuif van Amerikaanse staatsskuld en dollarbates na goud toe, en met toe die loop, toe spring almal nou op die wa, en ek dink deur tot waar jy koop 'n goud exchange traded fund, net om deel te wees van die aksie, en dis gewone beleggers wat dit doen. So goud op die oomblik nou nog bo $4,000, hy's nou nie daar waar hy op sy hoogtepunte gedraai het nie. Wat kan hom nog opdruk? Onsekerheid in die FSA is die groot ding. Soos maar dollar eintlik, dis maar eintlik beleggers besluit tussen die dollar en die goud primêr. Daar's 'n ander faktor. Dis omtrent die volgende ding om te koop as jy nou sê jy wil wegdiversifiseer van Amerikaanse bates en vir dollarbates. Is jy moet of dan nou Europese staatsskuld koop. Daar's net soveel daarvan. Hulle is klein relatief teenoor die FSA. Of Japaneese staatsskuld. En dit is omtrent jou opsies, want die res is ontleikende markte waar die risiko maar so 'n bietjie groter is. So dis hoekom goud mag hierdie golf op hom het, is dat as jy wegbeweeg moet jy na iets te beweeg. En goud is deel van daai iets. En vir amper sê sentrale banke en institusionele beleggers kan nie kripto koop nie. Nee. So hulle is die kripto sien nie die golf daar nie. Die gewone ouens kan dit doen. Maar ja, so die gevolg is dat kripto is 'n ander video wat ons moet maak. Die kripto is 'n ander video wat ek wil nie nou daar op my kop indruk en daai bynesie, want dan sit ons nog vir 'n halfuur, maar maar ek dink as daar 'n groot verlies aan die vertroue in die Amerikaanse regering dat hulle staatsskuld kan betaal op die lang termyn. En wat dit ook al beteken. As dit gebeur, dan sien ons 'n baie swakker dollar en 'n baie hoër goudprys. Maar begin daar onsekerheid nie toeneem nie. Dat hulle begin sukkel om dit te betaal, want hulle het 'n geweldige hoeveelheid staatsskuld. Is dit nie, ek weet nie, begin daai ek dink daar is 'n mens sien dit bietjie in hulle langtermynkoerse. So beleggers wil nou 'n effens hoër renteopbrengs op hulle 30 jaar Amerikaanse staatsskuld hê. Wat vir jou sê, dat hulle daar's bietjie meer onsekerheid. Maar hulle is nou baie ver van ontleikende mark tipe van robbelstatus af. En daar's min ander plekke om heen te spring. Ja. So ek dink dit sit so 'n bietjie 'n vloer onder daai onsekerheid, maar daai hierdie baie met klomp ouens sê, die dollar se tyd is verby en die wêreld het verander. Dis nog nie daar nie, maar mens kan sê 2025 was 'n jaar waarin daai skuif begin het. Mense dink so 'n bietjie anders oor die dollar as die totale veilige plek vir altyd. Ek dink om bietjie te diversifiseer is nie 'n slegte idee nie, en almal doen dit. Wat kan gebeur as die konflik in Taiwan vermeerder? Wat dit nou begin klink. Dit klink asof China betrek kan raak, waarmee Amerika kan betrek daarbey, Korea moontlik nie. Wat Japan natuurlik, Japan is die groot een wat daar betrokke kan raak. Ek sien nie dit gaan gebeur nie, maar dit is dalk die volgende groot konflikpunt.
hier jy nou 'n politieke kundige nodig. So wat ek nou Of bietjie met die Theo bietjie wat verder ek weet, gesels, ja. vra 'n bietjie vir Theo wat dink hy hieroor. Wat mens weet is dit is 'n knelpunt want China voel Taiwan is deel van die groter China, die een China siening. So en ek dink solank mens daai boot nie skud nie, hulle is nie besig om amper te sê daar in Taiwan oor te neem of aggressief te wees of enige iets nie. Hulle voel net mense moet onthou Taiwan is eintlik ons. Ja. Goed. As mense dit sê, okay, ons hoor jou, maar ons los jou uit. Dan kan ons nog op die vrede handhaaf. Maar as iets daai ekwilibrium versteur, dan kan daar moeilikheid wees. En dis 'n ou knelpunt wat van tyd tot tyd so 'n bietjie warmer voel. As daar nou iets En daar word groot AI chips in Taiwan geproduseer. Die groot produsent van AI chips is in Taiwan. Hulle probeer ook, ek vergeet nou die maatskappy se naam, hulle probeer nou 'n bietjie hulle produksie reg oor die wêreld versprei ensovoorts, maar dit klink my die fabriek wat hulle daar het is 'n unieke storie in terme van die gevorderdheid van sy toerusting en die opleiding van sy personeel. Daai ding loop soos 'n baie duur horlosie. Ja. Perfek. Ja. En om dit op 'n ander plek te gaan oordoen. So weet soos tot die mate wat jy sê, maar ons het net 300 ingenieurs nodig om gou hierdie ander fabriek te gaan opsit. Ja. Dit is net hulpbronne wat diep sakke vereis. So en dit vat tyd. So as daar 'n moeilikheid is, selfs al is dit net 'n bietjie ekstra spanning, dan gaan mense die impak sien op die tegnologiemaatskappye want hulle kry dan nie hulle belangrikste inset nie. Dan ons terug by waar is daai bubble? Ja, dis die ander ding. Kan dit dan en natuurlik dan met daai tipe onsekerheid, die oomblik as daar nou 'n regte warm konflik kom, dan betrek jy 'n klomp moonthede soos jy sê en dit wil mens glad nie hê nie. Ja, en dit kan die markte oor die algemeen baie laat afneem. En weer eens die goudprys seker. Meer konflik en weer die goudprys. Ja. Baie dankie Waldo, dit is baie interessant, baie insiggewend soos gewoonlik. Jy bly ingeskakel gesels ons hier na met Daan oor versekerings en hoe jy jou risiko op die plaas beter kan bestuur. Maar baie dankie vir jou tyd, Waldo. Plesier, Johnny. Dis die eintlike ding wat ek nou jou toe wil kom met tegnologie wat ons nou het en data en inligting wat ons wêreldwyd het. Het hierdie produkte nou baie uniek geraak en hulle kan spesifieke produkte boop ontwikkel omdat daar baie meer inligting beskikbaar is. Daar's baie meer inligting beskikbaar, maar ek dink waar ons in die verlede daarop gefokus het of teruggesit het en vertrou het dat die versekeraars en herversekeraars hierdie data gebruik om produkte te ontwikkel, dink ek die produsent moet begin om van hierdie data te gebruik om sy eie risikobestuursmaatreëls te verbeter en te ontwikkel. Want sekere goed gaan te duur, soos ek al reeds gesê het, of nie meer beskikbaar wees nie. So ek gaan goed in my wêreld anders moet begin doen om myself teen hierdie risiko's te verskans. So gebruik die data. Is die vraag tog nie as jy nou in 'n hoë risiko area is nie. Sê die data nie vir jou, jy moet of anders begin boer natuurlik, jy moet begin of hierdie produk as jy nou addisionele kostes het, jy het baie die versekering raak te duur of die voorbehoedmaatreëls wat jy het raak te duur. Want dit is tog deel van jou produksiekoste eintlik om die risiko te bestuur as jy nou so daaraan wil dink. Dan begin dit amper vir jou sê, moet jy nie amper na die kommoditeit op begin kyk op daai manier nie, want gegee die klimaatsverandering wat nou kom, druk dit jou nie half in 'n versekerde rigting in, dat jy dit nie kan Ek dink dit gebeur reeds, Johnny, as ou gaan kyk in die 80s, 70s, 80s, waar is milies verbou? Die ouens het ver na die weste kant toe milies geplant. En almal mense was tevrede met 'n 1,5 ton opbrengs. Nou vandag se tyd kan ons nie meer jy kan nie boer teen 'n 1,5 ton opbrengs nie. Dit is net nie die moeite werd nie. So waar daar meer gereeld droër toestande al reeds in daai tydperk was. Hierdie ouens net eenvoudig opgehou om graan te verbou en meer omgeskakel na groter veekomponent toe. So ek dink dit gebeur, die produsente, die boere doen dit reeds al vir dekades lank, want hulle word geforseer. Ek dink waar verandering plaasgevind het, omdat jy geforseer was na 2, 3, 4 misoeste, moet ons regtig meer begin dink in terme, vooruitdink. Wat gaan die impak op my wees 5 jaar van nou af? So wat moet ek nou begin verander om oor 5 en 10 en 15 en 20 jaar
relevant te bly en op 'n beter plek te wees. Jou verwysing na die data. Hoe kan ek dit gebruik om my bestuursmateriaal en langer termyn investeringsbesluite te beïnvloed en dan die regte besluite te probeer neem gegee die gebruik van die data. Ja, want jou groter produsente wat dit kan, dit doen nie noodwendig versekering tot 'n mindere mate. Ja. Hulle doen daai risiko dra hulle self, maar hulle het daai maatreëls dan in plek gesit. Dit word reeds in 'n groot mate gedoen deur jou groot produsente. Ek bedoel, hulle het nie groot produsente geword sommer net van self nie. Dis omdat hulle oor 'n lang tyd die regte besluite geneem het en die regte visie gehad het van wat in die toekoms gaan gebeur. Ek dink net dis iets wat dalk bietjie moet afwentel na nie net die mega-produsente toe nie, maar ook na die As jy een ding dan nou voorstel stel vir 'n, kom ons sê 'n medium klas of 'n gemiddelde boer, wat hy kan doen om dit beter te bestuur. Dalk die poolstelsel of wat ook al, hoe kan 'n mens jou kostes bietjie afkry en hoe kan jy die risiko's nog steeds bestuur? Ek sou sê as jy wel verseker, kom ons vat 'n eenvoudige produk wat ons ook al gepraat het soos halfversekering. Gaan maak die som. Ek was laasweek by 'n produsent wat die som maak. Ek het by hom gesit, hy maak die som en hy sê vir my, ek verseker net vir 1 ton op my sonneblom. Ek sê, wees maar jy opbrengs is seker nie 1 ton nie, uiteraard 2,5 ton in 'n goeie jaar. Hy sê maar ek verseker nie om ek kan mos nou nie verseker om geld uit die versekering te wil maak nie. Ek maak my som, dis wat my produksiekoste my kos. Dis waarteen ek moet verseker. Sou ek 'n voorval kry en my oes word weggeslaan deur die haal, wil ek my insetkoste terug hê. Ja. So jy net volgende jaar weer kan boer. En natuurlik is sy premie heel wat goedkoper want sy versekerde waarde wat hy voorverseker is heel wat laer. Ek dink dis tipies die ding wat 'n medium boer kan doen is nie die volle oes te verseker nie, maar net sy homself teen sy insetkoste, weer die verlies aan insetkoste te beskerm. Weet so dis tipies die goed wat 'n ou kan doen. Weet as jy met 'n finansiële adviseur sit, 'n makelaar sit, kan help om deesdae kwotasies te trek, byvoorbeeld in 'n oesversekerde omgewing op die stelsels van die versekeraars is eintlik maklik. Weet jy kan 20 kwotasies trek, verskillende bybetalingsstrukture, verskillende opbrengsprys ensovoorts. Weet so, daar's regtig baie inligting wat beskikbaar kan wees waarop jy uiteindelik 'n besluit kan neem. Watter koste jy bereid is om te spandeer om jou te verskans en dit dan die regte besluit daar rondom te neem. Ja, ek dink weer eens mens moet eintlik met jou sit, om 'n tafel saam met jou sit en hierdie opsies gaan uitpak, al hierdie verskillende opsies wat daar is en hoe jy regtig jou koste kan afkry met jou risiko nog steeds kan dek en watter alternatiewe daar is. Jy's 30 jaar al in die bedryf en regtig 'n man wat baie kennis rondom hierdie het en dis hoekom ons elke week met jou 'n gesprek het. Maar ja, ek dink mense kan baie leer in terme van hoe om hierdie risiko's te bestuur, om jou kostes af te bestuur en hoe jy eintlik dan vir die volgende 10, 20 jaar jou risiko's kan beter bestuur. Ja, Don, ek het al voorheen gesê, elke keer as ek navorsing doen vir hierdie gesprek, kom ek agter hoe min weet ek eintlik van versekering en elke keer voel dit vir my ek weet nog minder. So nee, dit is 'n omgewing wat ontwikkel, die basis bly dieselfde, dit is so, maar daar is ontwikkeling, daar is nuwe goed wat gebeur. En onthou, ontwikkeling weer, as ons gekyk net terug na die data ding toe, ons kan dit nie net in die hande van die versekeraars en die herversekeraars los om nuwe oplossings uit te dink nie. Daar moet van die produsente, die kliënt, die verbruiker se kant af, moet daar ook 'n vraag wees en sê, maar ek wil nou iets anders hê. As die stemme wat opgaan en sê, gee ons iets anders, groot genoeg en hard genoeg is, dan dwing dit die rolspelers om ander oplossings uit te dink. Soos die poele byvoorbeeld. Dis ouens wat innoverend was, parametriese versekering. Mense wat innoverend dink en sê, maar daar's 'n groot vraag, daar's 'n vraag na iets anders. Kom ons kyk wat kan ons ontwikkel om hierby aan te pas. So dis al, ons moet nie net terugsit. Ek sê ons praat die makelaars, produsente en maar net eenvoudig aanvaar wat ons kry van die rak af nie. Ons moet begin aandring op beter oplossings vir die risiko's wat ons het. Ek dink daar is soveel data nou beskikbaar, so mens kan unieke oplossings begin kry. So ja, daar's versekerde opsies. Maar ja, ek wil eintlik vir die luisteraars ook sê, as jy enige navraag het, enige iets wat spesifiek na julle behoeftes is, los asseblief vir ons kommentaar hieronder, dan bespreek ek en Daan dalk in 'n volgende episode. Een ding wat ook kan wat ons nie buite rekening moet laat nie in terme van die verskansing van eie risiko is ook natuurlik gestruktureerde selfversekering.
Weet, so dis nou nie die geld wat jy onder die bed bære nie. Ons het dit al voorheen genoem, maar dis waar jy in 'n selfversekeringsfonds betrokke raak. Jy kan jouself verseker teen ekstreme weergebeurtenisse en dit is by 'n versekeraar, so jy het nog steeds die voordeel van die premie wat jy betaal, die belastingimplikasie daarvan ensovoorts, en jy kan oor tyd daar jou fonds opbou oor jare. So hoe jy jouself dan elke jaar meer en meer daarteen verskans, en sou daar so ekstreme weergebeurtenis plaasvind wat jou direk beïnvloed, het jy 'n pool, jy het dit self geskep, maar jy het 'n pool waarna jy kan gaan sonder om jou huidige kontantvloeistrome te vernietig. Ja, maar so het dit gebeur in jaar 1 nie. Nee, maar jy moet iewers begin. Ek bedoel, wat is die beste tyd om dis dalk 'n alternatiewe kan ek sê fonds wat jy kan begin en dan oor 'n 10 jaar periode dan kan jy dalk omskakel na wanneer is die beste tyd om 'n boom te plant? Gister. Ja, maar ja. 30 jaar terug. 30 jaar terug. Die tweede beste dag? Vandag. So as jy nie iewers begin nie, gaan jy nooit 'n fonds hê nie. Ja. Dit so ek dink 'n ou moet uit daai perspektief daar kyk, jy gaan nie jaar 10 miljoen rand daarin kan hê nie, maar jy begin dalk met 100 000 rand en 10 jaar later het jy dalk 4 of 5 of 6 miljoen rand opgebou en dit verskans jou teen hierdie risiko's. Ja, jy moet nou net nie gaan karre en strandhuise en goed met dit koop nie. Maar ja, baie dankie Daan, dankie vir jou tyd vandag. Dit was baie insiggewend soos gewoonlik geweest. Ja, ons skakel in volgende week. Gesels ons verder oor die ekonomie en risiko en die nuutste nuus wat daarin is. Maar baie dankie vir jou tyd vandag. Dankie Johnny. Hierdie episode was met trots aan jou gebring deur FFG. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's, as ook meer gedetailleerde verslae. Ek sit ook al die skakels na sosiale media groepe, as ook WhatsApp groepe in die bespreking onderaan, so maak seker jy gaan kyk daarna. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.